Dag sê, dankie en welkom by nog 'n uitsending van Klets Kompas. My naam is Ogito Greik. Vandag is Maandag die 23ste Maart 2026. Bietjie later vandag sal Andrew Polman hier in die ateljee by ons aansluit om die hoogtepunte uit die naweek se sport met ons te deel. Dit sluit in driekamp en cricket en fietsry. Voor dit sal ek en Irene Marie van der Walt bietjie die nuutste nuus uit Republikeinse binneblaaie vir môre met julle deel en ons loer ook by die weer in. So bly by ons en baie dankie. Kom ons klets lekker saam. Welkom terug. Is ons land nie pragtig nie, saam met sy mooi mense en mense beste vriend ook. Irene Marie, hoe gaan dit met jou? Dit gaan fantasties. Is Maandag, nuwe dinge, nuwe week. Ons gaan aan. Ons gaan voort. In die nuus is daar 'n interessante artikel oor die invloed van die konflik, die internasionale konflik op landbou hier in Namibië. Ja, dit is nou natuurlik die Israel-Iran, of hulle noem dit die FSA-Israel-Iran konflik, Ja. wat invloed het op boerdery en landbou. Hoofsaaklik, en hulle sê daar, landbouekonoom wat daar verduidelik, die eerste half teken wat jy gaan sien is in jou kunsmis en jou voer en natuurlik brandstof, wat baie gebruik word op groter plase, jy weet jou trekkers, jou masjinerie, al daai tipe dinge, maar ook die vervoer van jou produk self. En vir my baie interessant, wat ek nooit aan sou gedink het nie, en ek is baie bly sy het dit daar genoem, wisselvallige markte. Ja. Ons almal weet die mark raak so bietjie wisselvallig, maar ek het nou nooit twee en twee by mekaar gesit dat dit boerdery ook affekteer nie, jy weet. Maar dit het 'n impak op boerdery in die sin dat, jy weet, boere weet nie wat moet hulle uitvoer, wat moet hulle plant, jy weet hoeveel beeste moet hulle slag of slagbale toe stuur of al wat 'n ding is nie. So ja, daar is verskeie impakte, nou nie net jou kunsmis en jou voer nie, en ook nie net jou wisselvallige markte nie. En hoe sy dit teruggetrek het na die Rusland-Oekraïne konflik. Ja. En dit as 'n voorbeeld gebruik het. Dit is nie net eenvoudig teorie van ek dink hierdie gaan gebeur nie. Ons kan sien uit vorige konflik hoe dit landbou geraak het. Dis eienaardig net dat iets wat so ver van ons af gebeur, so 'n groot impak op ons lewens kan hê. Dit word ook in die berig genoem dat daar die geopolitiese situasie het tot gevolg dat iets wat so ver van Namibië, wat daar duisende kilometers van Namibië af en van hierdie boere af plaasvind, 'n impak het op hulle alledaagse lewe en op ons as Namibiërs se alledaagse lewe, want wanneer ons boere onseker raak ons ook onseker. Beslis. So ons moet dit beslis noukeurig bietjie lees en kyk wat se planne kan ons vir onsself uitdink. Daar is ook 'n berig oor 2 blaaie oor die rapportkaart van die kabinetministers. Ek het gedink dit is baie interessant. Dit is altyd vir my lekker om te lees. Ek weet laas jaar het Toy van Jabella dit ook gedoen voor die verkiesing van 'n president in 'n nasionale vergadering. En dit is altyd vir my interessant om te lees, want daar's soveel dinge wat jy vergeet het gebeur. Ja. En toe ek nou weer daardeur gaan, het ek ook gedink, ek het vergeet dit het gebeur eintlik, jy weet. Ja. En ek neem dit nie in ag wanneer ek aan hierdie kabinetslid dink nie. En nou dat ek dit onthou en daai volle prentjie sien, nou dink ek ook dalk bietjie anders aan hulle. Ja. Ek moet sê dit is vir my bemoedigend. Sy vorige rapportkaart was nie so positief soos hierdie een nie, dink ek. Ek dink die puntetellings is bietjie hoër hierdie keer as laas keer. Wat vir my lekker is. En die enigste 2 wat eintlik vir my nou regtig nie goed gevaar het nie, is die 2 wat nou al klaar uit is. Ja. So dit is my meneer nommer 0 en meneer nommer 1. Ja. Dit is wat hulle het. Ja.
Overrated. Sing 1 en Sing 2 sê. Toch. Ja, maar dis vir my bemoedigend en ek Ja. moet vir jou sê, dit voel vir my as Namibiër ook asof daar effens van 'n, ek wil nie sê 'n wind van verandering nie, maar so effens 'n briesie. Jy weet, Ja. dit voel vir my in sekere aspekte is ons iewers heen op pad en iets positief is besig om te gebeur en ek meen as 'n Namibiër wat nou die afgelope naweek ons onafhanklikheid gevier het, dis wat ek wil sien. Dis die land wat ek wil hê. Ek wil hê daai puntetellings moet elke keer net op en op gaan. Ja, natuurlijk hoeven mensen nog niet samen te stemmen met die telling wat toegekend is hier. Ja. Dat is ook een goede ding om dan te lezen en voor jezelf te vergelijken. Ja. Besluit te Ja, nemen. ek dink dit is, ek meen waarvoor die media bestaan en dis een ding wat vir my al verlore gaan in ons nuwe generasie is, ons sien die media en veral die tradisionele media as hierdie absolute owerheid oor alle sosiale kwessies, maatskaplike kwessies, ekonomiese kwessies en so aan en so voort, maar ek voel mens moes dit nooit so ingeneem het nie. Ja. Jy, iemand, ek dink Willie Olivier het vir my 'n paar jaar gelede gesê, as jy die koerant optel en jy hou van wat jy lees, dan lees jy die verkeerde koerant. So ons moet half daai teenstrydigheid in ons hê dat stem ek hiermee saam. Jy moet jouself afvra of dit tradisionele media of nuwe media is. Jy moet jouself afvra, stem ek hiermee saam? Ja, ek dink die belangrikste is dat dit laat 'n mens dink. Ja. Dit is belangrik. Ons moet hieroor dink. Ja, natuurlik. Dan is daar ook 'n baie lekker storie oor 'n Namibiër wat die koudste plek op aarde gaan besoek het. Ja. Ons het, ek dink laas jaar ook een gehad op 'n kernysbreker. Ja. Nou nie een wat ek wil hê nie, maar ek moet sê ek wag vir die winter. Ek het hierdie naweek begin wag vir die winter, maar ek is nog nie daar nie. Ja, nee, dis baie interessant. En natuurlik is daar nog baie meer in Môre se Republikein om te lees. So gryp jou eie uitgawe en lees maar self. Baie dankie Rena Marie. Baie dankie ook. Baie dankie. Julle bly by ons. Daar is nog veel te verwag in hierdie uitgawe. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. Welkom terug. Nou is dit soos ouer gewoonte tyd om weer in te loer daar by die weerkantoor om te sien wat het die weer vir ons in vooruitsig vir die res van die week of spesifiek vir Dinsdag. Dit is dan nou die 24ste Maart verwag ons op Katima Malilo bietjie reën daar vanaf 18 grade tot op 29 grade, Rundu vanaf 19 tot op 27 grade ook bietjie reënbuie, donderbuie. Op Enhana vanaf 19 tot op 30 grade, van Oshikati vanaf 21 tot op 30 grade, Ruacana vanaf 20 tot op 32 grade, dus reënbuie verwag in al die dorpe. Ook op Tsumeb en daar verwag ons vanaf 18 tot op 29 grade, Otjiwarongo vanaf 18 tot op 31 grade. Omaruru sal gedeeltelik bewolk wees vanaf 19 tot op 35 grade, Windhoek ook gedeeltelik bewolk vanaf 18 tot op 31 grade en Gobabis bietjie reën daar verwag vanaf 18 grade tot op 29 grade verwag vir môre. Henties Bay gedeeltelik bewolk vanaf 17 tot op 21 grade, Walvis Bay vanaf 16 tot op 23 grade. In die binneland Mariental in die suide vanaf 22 grade tot op 35 grade verwag, Reebord ook vanaf 20
tot op 33 grade verwag, gedeeltelik bewolk daar. Ook Keetmanshoop gedeeltelik bewolk vanaf 21 grade tot op 36 môre. Arnos verwag ons vanaf 22 grade tot op 34. Loederitz is dit sonskyn al die pad môre vanaf 14 grade tot op 28 verwag. Aronsvlei vanaf 24 grade tot op 36 grade. En Oranjemund verwag ons vir môre vanaf 15 grade tot op 23 grade, gedeeltelik bewolk ook daar. Wat ontstaan. Namibia is a land of movement, with waves that never stop reaching forward. Here, adventure is not something we search for. It is something we are born into. In every corner of this country, creativity rises, from artists, from athletes, from dreamers. And when the world comes to explore Namibia, they discover something extraordinary. Because when sport moves people, creativity moves ideas, and tourism moves the world toward us. Something powerful happens. A platform where movement meets imagination, where industries connect, where opportunity grows, where Namibia's next chapter begins. Welcome to the Creative Sport Tourism Expo. Exhibit, partner, experience. Creative Sport Tourism. En welkom terug. Na 'n lekker onafhanklikheidsnaweek is dit Andrew Polman wat hier in die ateljee by ons aansluit om die naweek se sport hoogtepunte met ons te deel. Hoe gaan dit, Andrew? Nee, het gaan goed. Goed. Kom ons spring af met die Afrika Kampioenskap driekamp. Yes, so Swakopmund wat dan nou die basis was vir die kampioenskap, so die Namibia Triathlon Federasie wat dit so vir die 5de jaar dink ek nou aangebied het. So in die Afrika beker reeks kan 'n mens sê. So heelwat elite atlete van oral oor die wêreld wat dan nou hier kom deelneem het vir die punte op die wêreldranglys en sulke goeie. So dit was baie kompeterend geweest. Ja, so aan die voorpunt was dit dan twee van die mansresies wat dan twee Duitse atlete wat dan nou bo aan of eerste geëindig het. Hulle is redelik naby mekaar geweest. So na hulle swem en dan die fietsry en dan die hardloop. So sien ons dan hier so by die eindstreep soos hulle ingekom het. Die wenner was dan Benedikt Betten geweest van Duitsland. Kort op sy hakke sy spanmaat van Duitsland Lasse Leurs en dan laas jaar se wenner van Griekeland wat hierdie keer nou derde was, Panagiotis Bitados van Griekeland wat dan nou daar derde was. By die elite vroue ja, daar was ons dan die wenner se oomblik ook vasgevang deur ons kollega daar van die kuskantoor. En dan by die vroue was dit dan Zuzana Michalikova van Slowakye wat dan klaargemaak het voor twee Amerikaanse vroue, Brittany Brown wat tweede was en Eleanor Beveridge wat in die derde plek klaargemaak het. Ja, ek kan miskien net dan noem daar ook in die mansresies, eerst ja, Namibia wat dan ook daar so verteenwoordig was, atleet met die naam Maximilian Betts. Hy is gebore op Swakopmund, hy het so klompie jare, of hy so tot 2019 het hy Namibia verteenwoordig en hy het toe in Duitsland 'n kans gekry om daar te gaan studeer en ook daar in triathlon deel te neem, klompie jare, hy was vir 'n paar jaar geregistreer as 'n Duitse driekamp atleet.
So het hy so 2,5 jaar ook afgevat en hy is nou weer terug in die triathlon in. So uiteindelik basies Desember weer regtig begin oefen. Okay. En so eintlik miskien Januarie het hy sy omskakeling om Namibië te verteenwoordig wat dan afgehandel is. So eerste keer dat hy dan nou weer op 'n hoër vlak van Namibië verteenwoordig het. Hy het dan nou Saterdag 25ste klaar gemaak. Maar ek dink hy sien uit na om dit sy fiksheidsvlak bietjie weer op te tel en weer die ervaring wat hy het in die sport te gebruik vir Namibië. Hy is iemand om te volg. Ja, ek dink sy ambisie is dan om miskien in die Statebond spele miskien dalk hierdie jaar deel te neem of die volgende Olimpiese spele wat dan in 2028 is. Is ook 'n groot geleentheid vir hom. Okay. Ja, Namibië wat dan ook terselfdertyd dan die Namibiese kampioenskap aangebied het ook. Ek kan miskien net ook vroeër noem van die juniors wat die Junior Afrika beker was ook gehou Namibië wat dan by die juniors daar op die linkerkant Nathan Chase van die junior mans, hy het laas jaar gewen. So hierdie jaar was hy dan nou tweede teen Anthony Clayton van Suid-Afrika, so die twee wat nogal 'n sterk mededinging aan die gang het. En dan wat die Namibiese kampioenskap betref, was dit dan Tyrone Kotse wat dan die Namibiese titel gewen het by die mans, met Jan-Louis Mostert wat in die tweede plek was en Pieter Brinkman daar aan die regterkant wat dan derde was, en dan by die vroue was dit Benita Windisch het dan die Namibiese titel gewen vir 2026 en sy was voor Charlie Ann Taylor wat tweede klaar gemaak het en Tanya Veldman wat in die derde plek was. Goed gedoen, goeie prestasie. So gepraat van Namibiërs, kom ons kyk loer in daar by ons fietsryers in Suid-Afrika. Hoe dit gegaan? Ja, so die Absa Cape Epic wat dan Sondag klaar gemaak het, 8 dae se bergfietsry gewees daar in die Weskaap. So nogal lang afstande vir die so die vroue se resies was 560 km. Die mans wat nog 'n bietjie langer was, 707 km wat hulle dan gery het met so 15.900 meter se klimwerk vir die mans en dan 13.350 meter se klim. So dis die mans is amper 2 keer Mount Everest se hoogte bo seespieël. Ja, so dis harde werk is. So wat Namibië se in die elite afdeling betref, Vera Loser wat dan so in die middel van laasweek sy en haar spanmaat was Rosa van Doren van Nederland gewees. Hulle was so in 'n stadium na die eerste paar dae was hulle so in die derde posisie van die elite vroue. Toe het hulle op 'n stadium tyd verloor met papwiele en so ek dink laasweek donderdag se skof was dit toe Rosa van Doren wat geval het en haar knie seer gemaak het en toe nou nie kon klaarmaak nie. Vera wat wel individueel gery het en toe maar klaar gemaak het, maar sy is dan nou nie op die standings van die kompetisie nie. Die volgende beste in die elite klas was dan Julika Paul, sy het saam met 'n Suid-Afrikaanse vrou gery, Linda Detering. Hulle was 14de. So hulle ook goed geëindig vir en dan by die vroue ope was dit dan Jackie Shipena en Jana van Bakstroom. Hulle het ook baie goed gedoen op die toer. So tweede gewees, tweede klaar gemaak in die vroue ope kompetisie. So ook 'n baie goeie prestasie vir hulle. En dan Martin Fryer en Tristan De Lange by die mans ope. Hulle was ook op die podium gewees op die meeste dae. Uiteindelik dan so derde klaar gemaak. So hulle was ook op die podium, ook bietjie champagne geskiet daar so. En so elke dag maar weer verteenwoordig. Daar sien ons hulle daar op die podium, so goed klaar gemaak. Tristan De Lange wat tevore maar weer by die Olimpiese spele verteenwoordig het en ook Martin Fryer, ervare fietsryer, so baie goed klaar gemaak daar so in die Cape Epic. Mooi. Gepraat van iets epic, ek verstaan Uganda het gekom toer hier in terme van cricket. Yes, hulle sal dan so laasweek het hulle dan begin met die T20 reeks teen die Namibiese oefengroep, kan 'n mens basies sê.
Ja, so oor die naweek dan Sondag was dit dan die Cricket Namibia wat dan so 'n bietjie van 'n verandering aangekondig het met JJ Smith wat dan nou bevorder is tot kaptein van die senior nasionale manspan. Gerard Erasmus wat so 'n bietjie van 'n blaaskans vat. Hy wil so 'n bietjie miskien fokus op sy kolwerk en sy bilwerk en sy algemene spel. So 'n bietjie van die druk op hom afhaal. So die laaste T20 wedstryd wat dan op onafhanklikheidsdag gespeel is, so lekker atmosfeer daar by die cricketstadion, die Namibia cricketstadion aan Olympia met die derde wedstryd, nadat al twee spanne een gewen het. So die beslissende wedstryd wat Namibia dan oortuigend gewen het daarso, hulle het met 98 lopies gewen, Namibia wat eerste gekolf het en 169 vir 6 opgestel het, en dan vir Uganda almal uitgebou het vir 71 lopies. So die speler van die wedstryd was dan Max Haingu gewees. Daar is ons die Namibiese telkaart, dit was dan Laurent Steenkamp wat goeie telling aangeteken het daarso met die kolf, 50-tal aangeteken het, en dan die speler van die wedstryd was dan Max Haingu gewees, op ons volgende deel van die telkaart. Hy het 4 paltjies geneem vir net 9 lopies in die 3.5 bilbeurte wat hy afgestuur het, so goeie sukses vir hom daar teen Uganda se bowlers. En dan so vandag, maandagoggend, wat hulle dan begin het met die eerste van die 2 eendagwedstryde, 50 bilbeurte teen Uganda. So Gerard Erasmus wat ook daar vandag goed op stryk was, 88 lopies geslaan het van net 47 balle, so hy het 4 geslaan en 7 sesse, en ook Jan Vryling wat amper so kort van die 50-tal uitgehaal is, vir 44 van 49 balle, en dan maar wees het totaal wat dan so 303 vir 8 was. So toe ons nou ingekom het ateljee toe was wedstryd nou nog nie verby nie. Maar Namibia wat daar op pad was om groot oorwinning dan daar so ook te behaal. Ja, wonderlik, dis 'n goeie prestasie daai. Ja, so hulle is dan op pad om Namibia wat dan voorberei om so van die 2de April tot die 12de April so 'n driehoekige toernooi in Windhoek aan te bied. Oman en Skotland se spanne wat dan hier so daai kom maak, en as deel van die ICC Cricket Wêreldbeker Liga 2, so as 'n deel van die opbou na die kwalifisering vir die volgende Wêreldbeker, waarvan Namibia ook 'n mede-aanbieder is, maar ons moet dan kwalifiseer. So daai storieetjie. So die manne moet maar 'n hoë vlak aantaf, want dit is nogal baie kompeterend. En op onafhanklikheidsdag was daar daarom 'n bietjie ondersteuning, die skare gekom. Ja, ek dink daar was 'n hele paar mense daar onder die koeltebome wat so 'n bietjie die dag geniet het daar by die span ondersteun het. Ja. Ek het ook my vrou probeer oortuig, maar misluk. Kom ons praat bietjie van die verwikkelinge hier in Namibiese rugby. Verstaan daar's iets? Ja, so 'n bietjie van 'n koerantberig daar in Suid-Afrika, so naam wat daar genoem is wat dan ingetrek gaan word deur die Namibia Rugby Unie. Ons is blykbaar besig met die onderhandelinge met Jerome Paarwater. Hy het tevore vir die Westelike Provinsie gespeel. Hy was so van 2012 af is hy die hoofafrigter van Kenia se span. So blykbaar die Rugby Unie wat belangstel om hom bietjie in te trek as 'n konsultant. Bietjie te kyk na hoe hulle waar hulle kan verbeter nadat ons nou nie gekwalifiseer het vir die Wêreldbeker nie. Ja, so volgens rapport se berig wou hy nou nog nie daaroor praat nie, en die Rugby Unie ook hulle is maar nog so 'n bietjie seker dalk besig met die skuif, maar so 'n bietjie van 'n gerig wat dan nou basies rondloop as jy dit so wil stel. Okay. So as kyk maar dan hoe dit dan uitwerk. Kenia wat nou nie noodwendig die afgelope jare baie sukses teen hom gehad het nie. Maar hy's 'n man met baie ervaring en sal ek interessant is om sy siening te kry. Ons sal hy storie dophou. Baie dankie Andrew. En baie dankie julle dat julle weer eens by ons aangesluit het vir hierdie lekker uitsending van Kletskompas. Môre doen ons dit weer. Tot dan. Totsiens.